Daniel, lyk die dinge? André, goed te jy. Nee wat, doodstil rustig. En nou hierso staan ons nou en die manne wonder, hier's net 'n tafel, nê? Nee. Ek beloof jou, dis die cheapste stukkie toerusting hier vandag, tussen al hierdie goed. Maar weet jy, dis 'n verskriklik eenvoudige ding. Vir my is dit 'n ding wat ek by die Amerikaners geleer het. Hulle gee verskriklik baie aandag aan hulle planter voor die tyd. En toe het ek die ding mekaar geslaan. Right, so. Vandag, sê hulle, prepare to be amazed. Ons het die magician saamgebring, nê? Nee. R50 se offcuts, jy bou homself. En daar's 'n stukkie, waar so is ons kameraman? Kom van die kant af. Okay, so, eerste ding, ek 'n stuk channel iron hierso. Okay. En iets wat lyk of hy meer in die kombuis hoort as hierso. En 2 planterkouters. Nou, as jy nou vir my die goed gee, nê? Nee, en jy sê vir my ek moet uitfigure wat hier aangaan. Ja, okay, so nou kom ek vertel jou wat die teorie agter dit is. So jou planterkouters is seker een van die belangrikste goed, want dit is die eerste ding wat die grond oopmaak voordat jou put nou gaan grondvat. Nou dit het 'n so verskriklike invloed op jou primêre wortelontwikkeling en as daai plantjie klein is. Weet so, dis een van daai klein jakkelsies wat baie opbrengs kan steel. Nou jy wil hê daai kouters moet presies rond wees. Of jy nou, want jy wil hê jou goed moet alles gelyk op. Ja. Nou ja, downforce help. Maar downforce help nie as jou kouters nie rond is nie. Maar verduidelik my nou net gou eers hierso. Wat beteken 'n ronde kouter? Beteken dit die ding wat hier omgaan? So. Ja, die ronding van hom aan die buitekant. So nou hoe hierdie ding werk is, so jy sit hom nou hier op. Ek het daai nou klaar gestel. Ek het 'n bietjie geskuif. So ek het nou hierdie kouter kom van 'n keisplanter af. Maar ingaan daarso, gaan in dat lik en daarso, ja, daarso. So hierdie kom van 'n keisplanter af. Nou het ek een vir die equalizer, so en ja, is een vir die John Deere. So wat jy doen is, jy gaan nou kyk, hy's nou nie gelok nie, maar wat jy wil doen is, jy wil hom in die ronde draai. Ja. Dan wil jy nou kyk. Sien daar steek hy 'n bietjie vas. Ja. En dan gaan jy verby. So met ander woorde, hierdie is redelik oukei. Dis ek sal sê 97% wat hy rond is. So hierdie kouter wat aan die agterkant gaan wees teen hom, gaan presies gelyk jou, kan ek sê jou saadvoer oopmaak en jou putte gelyk neersit. So dan gaan jy ek wou net verstaan, nê. Nee, sorry, nou hoe sê Willie Jones altyd leer my bietjie. Okay, so ons het nou dit, nê. Nee, ja. Is ek reg? So dink nou aan 'n flat spot op 'n tyre. Ja. As jy 'n flat spot op 'n tyre het, wat gebeur? Jy kry daai. So met ander woorde, jou saadtrench wat oopmaak. Is nie egalig nie, is onegalig. Of nou baie keer kry jy sak mos die planter, gewoonlik nuwe planters, en moenie dink aan nuwe planters en is 100% nie, maar nou gaan staan jou kouters onder op die grond, of op die vloer, of waarever ook al, dan kry jy daai kouter wop, dan maak hulle so oop en toe, en al daai goed affekteer, hoe gelyk jou mielies, of jou sojas, of whatever jy plant, se opkoms. Jy's reg, want ek sit en dink nou net, as daai ding oopmaak, dan sny obviously nie die grond op dieselfde diepte oop as wat jy kry, en dan kry jy nou dalk daai, elke nou en dan kry jy hom, okay, hy's nou net so 5 mm hoër, daai tipe van goeters, en nou kry jy onegalige opkoms, maar singulation was 100% gewees, alles was doodreg gewees, ek het hierdie dik planter met al hierdie dik tegnologie op, en op die einde van die dag is dit 'n skewe kouter wat basiese ding soos daai, ja, wat dit veroorsaak. So en baie keer baie ons bel my sê hulle hoorie ek sukkel met 'n planter, die ding wil die plant hierdie kouters pak. Nou wel is dit nat as enige ding pak, maar nou sodra jy daai kan ek sê daai wobble in die kouter het, nou kry jy die grond en goed wat inry of inval. Nou pak jou kouter van die binnekant af. Dit is nie jou skraper nie, dit is jou kouter wat onegalig is. En baie keer dan vervang ons of jy vervang nou jou jou kouters, dan kom jy daar inkry. Ek het dan om 2 hande hierso. So baie keer ook of jy vervang jy sit nuwe kouters of jy vervang 'n bearing, dan slaat jy daai, weet baie keer gebeur op ons by die land. Dan slaat jy daai klinknaal se goed skeef vas, dan maak hy outomaties so. So hierdie is 'n ding, jy kan ons om op die bakkie laai as jy by die land moet gaan vervang. Maar dan kyk jy ook dat hy nie so maak nie, dat hy presies gelyk en egalig is. Hierdie het ek nou saamgebring, so ek gaan hom nou nie opsit nie. Ek gaan hom net gebruik om hierdie te wys. So nou daai is 'n redelike standaard oefening as jy al jou kouters afhaal of as jy nuwe koop. Jy vat eintlik hierdie ding saam as jy gaan kouters koop.
En dan draai jy hulle almal daar so deur. Die wat skeef is, hulle gaan vir jou lossies sê, vir jou buurman, dat hy hulle koop. Ja. maar is dit, want luister hierso, want dis my volgende vraag. Nou is my kouter skeef, wat doen ek? Haal af, gooi weg en koop 'n nuwe een. Ja, of jy gaan koop nie, weet een wat nie heeltemal presies rond is van die begin af nie. En maar ek dink nou die planter karretjie 'n klip gestraik, daai tipe van goeders. Hoe gereeld moet ek deur hierdie oefening gaan? Wel, weet jy, by my kyk ek oggend en aand om seker te maak hulle is reg. En jy gaan nou dink is lawwigheid, maar as jy nou vat ouens soos David Hula en nou by David en Kevin het ek geleer, hulle gaan letterlik, hulle sal 3 keer 'n dag stop. Hulle vat tussen 2 en 3 ure voor daai planter begin loop. En dan 2-3 keer 'n dag stop hulle. Dan kyk hulle al hulle kouters. So hulle het nou hierdie een het ek nou self gemaak. Maar in Amerika kry jy hierdie tipe tools. So hy haak nou daarso op jou teen jou hap. Nou hierdie een het merke. Nou hierdie een weet ek op my equalizer, dit is waar daai kouter moet wees om die grootte te kyk. Ja. En dan tweedens, as hy hier kom, dan weet ek ook wag, daai kouter moet nou vervang word. Maar nou hulle het hy het 'n gaatjie nog in wat jy vir 'n planter spesifiek vat. Dan sit jy hom, jy hang hom daarso, dan draai jy jou kouter sommer daar op die land. Dan kan jy sien vir enige onegaligheid wat daar is. Want baie keer steek 'n kouter vas, dan sleep hy saam. Want daar's niks wat vir jou sê 'n kouter steek vas partykeer, weet jy, hy gaan pak nie. Maar daai tipe goed om hulle dop te hou, want hier's waar magic gebeur. As jy weet as daai kouter oopsny in die grond onder. En dis ding wat baie ouens oor kyk. En daai dis die verskil tussen goed partykeer binne 8 ure opkry en binne 2 dae of 3 dae opkry, nie opkry nie. Want as daai kouters nie reg is nie, kry jy of 'n air pocket, dan kan jou toemaakstelsel ook 'n effek hê op hoe egalig jy druk bo op die put waar hy lê en op die hoeveelheid grond, nat grond, droë grond, vir alles dit moeilik raak. Jy weet, laas jaar met die droogte, ons het by ons verskriklik droog gehad en ek moet vir jou sê, so 'n droë jaar, jy leer altyd iets uit en daar kan jy nogal sien wat is die waarde daarvan om seker te maak 'n planter van die kouter tot die toemaak agter is 100% reg. So nou daai tool, hom kyk jy vir kan ek sê op en af en daar is ook sê channel met slotted is. Hierdie het ek gemaak so ek kan 2-3 verskillende fabrikate se goed op hom kyk. En dan hierdie ouetjies ek sê jy hoef nie die planter se hulle af te haal nie. Jy kan langsaan gaan sit, jy kan die dieptebeheerwiel afhaal. Of as jy hom kan optel en inkom, dan jy kyk hom nou van die ander, jy haak hom aan die ander kant op en dan kan jy nou kyk waar daai streepies nou gaan uitsteek. Dan kan jy nou sien. En as jy hom gelok het en jy kan met die hand draai, dan is dit ook 'n aanduiding om te sien of jou kouters reg is. Wat ek by jou wil weet is, want die probleem is met planttyd oor die algemeen is, jy is gejaag vir die reën, jy moet steek, jy moet klaar kry, die goed moet in, ensovoorts. Ek neem aan, dit kos my baie minder geld om deur hierdie oefening te gaan as oor 'n seisoen die dag of 2 dae wat ek wen, deurdat ek 'n vinniger plant omdat ek besig is om te jaag, maar nie die goeders reg doen nie. Ja, nee, ek plant eerder 'n dag langer en maak seker al daai goeders reg, want jy kry een kans om te plant. Oorplant is nie lekker nie. En jy kry een keer, jy plant hom die eerste keer en jy maak seker al daai goeders reg. Dit is 'n plant wat nie reg is nie, geen nie opbrengs nie. Ek stem 100% saam. Die klein jakkelsies is die goed wat baie keer die probleem is. Ek weet ouens gaan soek probleme by kunsmisplasing en toemaak en daai goed, maar daai is nogals jou true wie, so wat hulle hom noem, die spasiering ook as jy die shimming en goed wat jy doen is ook belangrik, maar as daai kouter nie reguit is nie, dan werk daai shimming ook nie presies reguit nie. Baie keer aan die agterkante van die kouters, weet soos die case in die equalizer wat nou weet Bevel kouters het waar die een agter die ander ene, weet 'n trailing following setup het. Dan vreet hy hom dis nou net vir die ouens wat nou nie weet nie. Ek wil dit net vir julle wys op die kamera. As ek dit reg het. Dis reg goed wat so loop, né? Ja, so hulle loop so teen mekaar. Wat die een agter die ander ene insluit. Ja. Waar 'n true wie loop die twee langs mekaar. Op die einde van die dag. Ja. Okay, Dani, dankie baie soos altyd. Ek dink ongelooflike ware toevoeging. Klein stupid tools op jou plaas wat op die einde van die dag maak of jy suksesvol is of nie. Ek dink regtig een van die goed wat ek geleer het die afgelope 2-3 jaar wat ek nou baie met planters te doen gehad het is daai wat hy sê jy kry een kans om te plant. Vat eerder 'n bietjie langer, maak seker jy kyk en dat die goed reg is. Moenie net gaan boep steek, daar gaan ons nie.
Ek is self skuldig aan daai een, want is baie lekkerder om uit die bakkie uit te boer as om elke keer uit te klim en daai tipe van goeders te doen. Maar raak maar 'n bietjie vol stof. Dit is definitief die moeite werd.